groei julle tandjies. En die keer vat jy jou eie tandeborsel. Maar jy weet mos die bloue is joune. Ouma se is ook blou. O. Maar haar is 2 keer groter as syne. En nou Jolanda, as jy so stilletjies hier ingesluip kom. Ma, ek is definitief kniep in die koffie. Het jy weer iets in een van jou tydskrifte bestel? Nee, ma, ek het my les geleer, ek bestel niks meer in die pos nie. Maar ek wil nie by die huis wees as my man vanmiddag daar aankom nie. Nou toe julle twee. Gaan borsel julle tande en dan kan julle maar gaan speel. Rietjie, en kyk dat Nielsie die klein blou tandeborseltjie gebruik. Ja, Tannie, kom, die tannies wil praat. Wat is dit, Jolanda? Sê my, miskien kan ek jou help. As ma my regtig wil help, kom maar vir my 'n paar rand leen. Ek beloof ek sal dit weer teruggee. Ag my kind, natuurlik sal ek vir jou geld leen. Hoeveel wil jy hê? 693. Wat? En ook eintlik 52 sent, maar dit het ek. Maar Jolanda, dis nie die soort geld wat ek in my beursie ronddra nie. Maar dan kan ek maar gou Kitsbank toe vat. Nee, wag. As ek vir jou soveel geld moet gaan leen, dan behoort ek darm seker te weet waarvoor jy dit so skielik nodig het. Dis jy's 'n probleem. Ek wil nie graag vir ma sê nie. Hoekom nie? Ag ma, het ma nog nooit iets in ma se lewe gedoen waaroor ma so skaam voel ek, maar sommer bloos as ma nie daaraan dink nie. Nou, is ma so rooi word. Ek het nou net daaraan gedink. Ek vat maar gou bank toe. Nee, ek moet weet waarvoor jy dit nodig het. Nou, as my dan daarop aandring, hier, kyk self. Wat is dit? Ons telefoonrekening. Wat? R693.52. Ja, my 52 sent het ek. Ek is seker jy moet 'n fout wees. Wag, ek die poskantoor gaan. Ek het al. Daar is nie 'n fout nie. Maar dit is onmoontlik om so 'n rekening te kry maar jy die hele dag op die foon lê Japan toe. Of Amerika? Wie bel jy in Amerika? Dial your stars. Ek het hulle nommer in een van my tydskrifte gekry en toe gebel. Hulle lees mense daagliks se horoscopes vir jou. En toe het ek al hoe meer begin bel, sommer Niels se stars ook. Partykeer sommer 2-3 keer 'n dag. Dis asof ek begin verslaaf raak het. As jy my vra, is jy klaar. Ag nee, Jolanda, amper R700 vir wat die sterre voorspel. Dis glad nie 'n grap nie. Ou moet gaan slange vang. Hy is nie baie lief vir diere nie. Soos ek kon ken, gaan hy eerder 'n gasket blaas. Maar as ma net my die geld leen, dan hoef hy mos nie te weet van die rekening nie. Nee, ek is jammer, Jolanda. Ek help julle graag as julle in die moeilikheid is. Maar nou vra jy my om agteraf te wees nie. Beteken dit dat mamma nie meer gaan help nie? Nee, dis nie dit nie, maar ek moet dit eers met Hendrik bespreek en ook met Ouboet. Dan loop ek liewer. Ek is jammer ek het ma kom pla. My horoscoop het vandag gesê, my bioritme gaan miskien opwees, maar my menseverhoudinge gaan afwees en kyk nou net. Het jy tog nie weer vandag Amerika toe gebel nie? Toe ek die rekening kry, toe was ek so verboureerd, ek het nie geweet wat om te doen nie. En toe bel ek maar net weer vir daai jou stars. As sy nie grens nie, is sy heeltemal laf. Sy kan nie net vir 'n rukkie soos 'n gewone mens wees nie. Maar jong mense is maar so. Nee, kinders is so. Jong mense se probleem is, hulle krap op plekke waar hulle nie juk nie. En hulle juk op plekke waar hulle nie moet krap nie. Ek verstaan nie mooi wat ma bedoel nie. Nee, ek ook nie, maar dit klink goed. Ek kon nie mooi hoor nie. Jolanda het nie dalk genoem wat daai oorsee se nommer is nie. Dis nie altyd dat ma 'n nuwe kar kry nie, pa. Dan kan iemand anders in die familie dalk hierdie een so 'n bietjie meer permanent gebruik. As iemand anders nie so windelawaai probeer afshow het vir sy girlfriend nie, dan daai waterpyp nooit gebars. Ja, dit. Het jy ons nou kom die pres? Hey, kom sit hier buite, ek lus vir 'n fight. Hey. Jy is nie te groot om slaap te kry nie. Ons sterg net, pa. Ja, ons terg maar net, pa. Ek is vandag so depressed soos 'n hoender wat 'n bolbering gelê het. Is dit oor jou vrou? Nee, pa geweet dat hulle vir Spakie die nuwe safety rep gaan maak. Vir Spakie. Hy het na my by die myn begin en nou sê hulle die feit dat sy oom hoof is van veiligheid en niks daarmee te doen nie.
Nou gaan hy lekker vir 3 dae Durban toe vir die kursus. Nee. Toe hulle my op daai kursus gestuur het ons Johannesburg toe gegaan. Die lewe is onregverdig. Ek het al my karlisensie en ek moet nog steeds met my fiets skool toe ry. Toe ek die ouderdom gehad het ek skool toe geloop. Ja, maar ek is 'n matriek. Toe pa my ouderdom was as pa in standaard 8. Jy weet nou maak jy my lus vir 'n fight. Ek het 'n leerprobleem gehad. Dit gebeur met baie mense. Is nie 'n skande om 2,5 keer in staat 8 te wees nie. Ja, toe maar. Gaan jy nou julle telefoon laat afsny? Nee, hoekom? Lyk my jy weet nog nie. Waarvan? Ek moet jy 'n bietjie met jou vrou gaan praat oor die telefoonrekening wat jy gekry het. As sy weer aan Niggie Mosselbaai gebel het, dan strip ek vandag 'n myn gasket. Verskoon my. Daai twee gaan mekaar nog liderlik van 'n ongeluk. Ek gaan nie trou voor ek ten minste 27 jaar oud is nie. Soos jy nou aangaan, dink ek nie jou lak gaan so lank hou nie. Hallo oom. As oom nie omgee nie, ek wil net gou vir Wimpie vir 'n rukkie leen. Dit is nogal dringend. Ja, leen hom, maar bring hom net so terug soos jy hom hier wegvat. Okay oom, Wat sê? ek moet baie ernstig met jou praat. Maar nie hier nie, privaat. Kom. Ek wil nie eers aan dink. Aan die einde van die dag is daai twee kinders so moeg. Ek het nog nie eens die storie halfpad gelees nie of hulle is vas aan die slaap. Jy moet nie vir hulle sulke vervelige stories lees nie. Het maar nooit 'n goeie woord oor my te sê nie. Jou hare lyk beter deesdae. Wat se daai gebruik jy? Wanneer gaan maar ophou om my soos 'n kind te behandel? Ek raak nou mooi groot. Ek sou liewer sê 'n bietjie mollig. Ek wou gaan tee maak het, maar nou het ek nie meer lus nie. Sal nie nodig wees nie. As hy maar en ek het die koppie warm gemaak voor ek die tee ingegooi het. Dankie my kind, jy leer vinnig. Maggie, jy daar by engel van 'n man. Nou het ek alles gehoor. Wil jy ook tee gehad? Nee, dankie. Al wat my nou gaan help is iets wat uit 'n bottel kom. Moenie so rond staan nie, gaan sit. Jy maak my ongemaklik. Ja, eintlik sit nou toe maar. Ek wou nog vir jou dankie gesê het vir die plank wat jy onder my matras ingesit het. Ek moet hard slaap. Dankie. Plesier man. Het Wimpie vir jou gesê wat Sonja so ernstig met hom wou bespreek? Nee, maar aan tafel het hy vir my 'n bietjie afgelyk. Bleek. Ek hoop die kind is besig om siek te word. Nee, jy moes gesien het hoe bleek is Sonja. Ja, ek wil nou nie spooke opjaag nie, maar daai twee maak my bekommerd. Hy kry nie weer my kar as hy met ou Boet se streke begin nie. Kan julle nie 2 minute praat sonder om vir ou Boet by te sleep nie? Nee, Wimpie gaan met sy eie streke aan. Klein kindertjies, klein probleempies, groot kinders, groot probleme. Asseblief, ek het nie die krag vir klein of groot kindertjies probleme met Wimpie nie. Julle al met Wimpie gepraat? Waaroor? Ja, maar lankal. Hendrik het vir hom 'n boek gekoop en alles. Hy weet al klaar meer as wat goed is vir hom. Kinders word almal deesdae te gou groot. Julle ken mos vir Jan en Anna Botha. Hulle dogter Annetjie. Sy is dieselfde ouderdom as Hes. Ek hoor sy was nou al 2 keer in Swaziland om haar blinde darm te laat uithaal. Man, hulle is sulke groot kerkmense. Hulle is maar net so skynheilig soos die res van ons. Ag ja, ek gaan maar inkruip. Onthou om die ligte af te sit en al die deure te sluit. Nag julle. Nag ma. En dankie vir die plankie. Plesier man. Ek dink miskien moet jy weer met Wimpie praat. Hy en Sonja moet 'n bietjie afkoel. As dit nie al reeds te laat is nie. Wat bedoel jy? Nee, ek sê maar toe sy vanmiddag daar aankom het sy baie bekommerd gelyk en toe sê sy wil dringend met Wimpie praat privaat. Vanaand sal ek nie 'n oog toemaak nie. Ek wag net hier vir daai mannetjie. Jy doen dit altyd as jy uit is met jou kar. Ja, maar vanaand is anders. Ek wag saam. Hendrik! Is dit nou die tyd om hier aan te kom? In jou pyjamas. Waar het jy geslaap? In die bed?
Wie se bed? Myne. O aarde. Ons het verslaap en nou gaan almal laat wees. Dis Saterdag, ma. En hoe laat het jy gisterand ingekom? Net na 12, soos ek maar beloof het. En toe sien ek ma en pa sit so lekker hier in slaap. Toe bring vir hulle elkeen 'n kussing en 'n kombers en ek sit die TV en die ligte af en toe gaan slaap ek. Ek weet nou nie of moet ek jou bedank of moet ek jou baskop nie. Eersgenoemde. Ek het lus en gee jou laasgenoemde. Ek is nie meer gewoond aan dit nie. Dit het my so kalmeer. Ek het aan die slaap geraak. Ek ook. Ons moes seker baie moeg gewees. Ag twak man, jy het anders skink asof ons by 'n troue was. Dis jy wat gesê het nog net so 'n druppeltjie. Het ma hulle gedop. Hey, ek drop jou nie voor nie. Ons het net so ietsie gebruik vir die sienetjies. Hoekom? Maggie sê. Oor jou. Ma, Ons was bang jy maak 'n ongeluk met my kar. ag nooit ma. Ek bestuur baie versigtig met ma se kar. Maak my maar regtig vertrou. Ek gaan gou vir ma 'n bietjie koffie maak en vir pa ook. Tee vir my asseblief. Okay. Hoekom sê jy hom nie waaroor ons regtig worry? Hoekom sê jy hom nie? Ek voel nou so 'n bietjie stupid. Miskien het ons verbeelding so 'n bietjie weggehol met ons. Hy sê dan ons kan hom vertrou. Met my kar ja. En hy lyk so onskuldig. Ek gaan nou stort. Slaat so 'n kopsie in my nek. As 'n pa. Wat doen pa? Ek maak die gemors hier binne skoon. Dis nie nodig nie. Pa moet sien hoe lyk dit in my garage. Ek kan nie eens met my karra inkry nie. Wat sê Jolly toe van die telefoonrekening? Ons praat op die oomblik met mekaar nie. Ag nee man, dis mos nou nie 'n manier om 'n probleem op te los nie. En sy het daai slag so te kere gegaan toe ek R350 gespend het op 'n geprengde hotdog waantjie. En wat gaan doen sy nou? Sy gaan spandeer amper dubbel. Op wat? Op horoscopes. Ek dink ek sou ook so ongekrap gewees het. Ek verstaan dit glad nie, pa. Elke week koop sy net so 'n pak tydskrifte en in elkeen is 'n horoscopes. Maar nee, dis nie genoeg nie. Sy moet nog oor see bel ook nog om te hoor wat hulle te sê het. Pleks is daai geld liewer spandeer op iets wat 'n mens kan eet of aantrek of sien of iets. Maar waar blaas hy dit op? Niks. Jy moet nie vir my hierdie goed sê nie, gaan vertel dit vir jou vrou. Maar ons praat nie met mekaar nie. O ja. Ek lees ook nie daai goed nie. Spul gemors. Ja, ek ook nie. Maar Jolanda lees nie net hare nie, sy lees ook sommer wat my sterre voorspel, net om op my te check. Jy sal op een of ander manier daai rekening moet betaal, anders gaan jy jou telefoon afsny. Ek weet pa, dis net ek het nie nou die geld nie. Dalk moet ek maar so 'n paar goeders pawn shop toe vat. Almal doen dit hier anyway. As jy nou sê 'n paar goeders, wat bedoel jy? Ag, soos die TV, die hi-fi, sitkamerstel, Hendrikie se bedjie, pa weet sulke As jy goed. laf. Jy weet ek en jou ma sal dit nie toelaat nie. Jy moet net na ons toe kom en vra, dan help ons jou. Nee, ek kan nie nog meer geld leen by pa nie. Ek skuld pa al soveel. As ek nou nog gaan leen, dan gaan niks meer wees in eendag te erf nie. Albei, daar's 'n telefoonoproep vir jou in die huis. Jy soek my seker by die myn. Nee, dis Jolanda. Ek het al mooi verduidelik, sy raak nie weer in daai foon behalwe as dit noodgeval is nie. Maar sien pa, sy luister nooit na wat ek sê nie. Dit is 'n noodgeval, iets brand. Wat? Sê vir ek is op pad huis toe. Gaan saam. Sê vir ouma ek is saam met ou Boet na sy huis toe. Okay. Hallo, hoe maklik is dit? Jy kom al mooi aan, hè, Rietjie. Ek gaan my net so lank brei dat ek 'n kombers daarvan kan maak. Ek voel soos 'n sussie. Daar's niks fout met tolletjies brei nie. Selfs oom Hendrik het tolletjies gebrei toe hy 'n seentjie was. Hallo, ek is terug. Sjoe, daai Klerksdorp is besig. Ag, dankie maar dat ma vir my na die tweetjies gekyk het. Ek het my voete afgeloop op soek na daai opvoedkundige video wat ek vir Wimpie gaan koop het. Is daar 'n ouderdomsbeperking op daai video? Ja, maar 2 tot 12. Dan kan ek ook kyk. Ouma het vir ons gewys om tolletjies te brei. Ag, maar dis oulik. Wie kry mos nie meer houttolletjies nie. Toe ek die spykertjies gekap en hy groot houtkrale wat ek in die garage gekry het. Hoekom het ma nie vir Hendrik gevra om dit te doen nie? Jong Hendrik en ou Boet is soos 2 wille vragtags hier weg.
Lyk my as Jolanda sê spring, dan slaan al wat 'n man is bolle makiesie. Tannie Jolanda het gebel. Sy het gesê Elbert moet huis toe kom, daar's 'n noodgeval. Wat 'n noodgeval? Ek sou dit nie juis 'n noodgeval noem nie. Deesdae is 'n jong ma paniek te gou. Klein Hendrikie het glo gister te veel vrugtesap gedrink. Nou vandag brand sy fondament. Wat is dit? Boutjies. Ek het al hoeveel keer vir haar gesê sy moet daai vrugtesap verdun met water. Poeier gooi is nou al wat gaan help. Jy weet hè. Ja, vra hom. Nou vir wat moes Hendrik ook na agterna jag? Hy moes vandag die garage reggepak het. Enigiets om rond te loop. Ek het nou lanklaas so 'n groot gevoel. Hoe gee jy 'n boodskap, juffroukie? Wat bedoel jy? Nee, Rikkie kom maar in die garage in. Sy sê Jolanda is op die telefoon, daar's 'n noodgeval, iets brand. Jammer oom, ek kon net nie daai woord onthou nie. Fondament. Ja, dit boutjies. En toe jaag ek en Ouboet soontoe want ons dink sy huis brand. Ag Hendrik, dis nie Rikkie se skuld nie. Dis jy en Ouboet wat half luister en dan heeltemal ooreageer. Ag in elk geval hoef jy nie so ou groot voel daaroor te voel nie. Nou, ons was so oortuig sy huis brand. En toe ons hier onder by die stopstraat kom, toe staan ek Swannie daar in sy tuin en ek skree vir hom, bel die brandweer. En jy weet hoe's ons brandweer? Hulle sit net en wag vir so 'n oproep. Dis net sirenes en ligte en toe hulle daar by die huis aankom, toe staan daar 'n skare mense. Dit lyk soos Klerksdorp se skou. Ag, sis tog Jolanda het seker doodgeskrik. Ja, en ek en Ouboet ook. Toe moes ek nou vir die brandweerhoof verduidelik, dit was 'n misverstand. Toe sê hy, nee wat, oefening is goed vir my manne, maar jy net pas op, daar's 'n groot boete vir so 'n vals alarm. En toe ry hulle weer. Toe lag die mense hulle pap. Met hierdie familie kan ek dit nie eens waag om Klerksdorp toe te gaan nie of hier's 'n disaster. Is dit al? Of wat jy my weer net die helfte vertel en dan moet ek allerhande stertjies byhoor as ek weer my hare gaan laat doen. Nee, dis al. Ek het net vir Ouboet gehelp om sy voordeur weer te hang. Want een van daai oorywerige brandweermanne was so haastig om in die huis toe kom en sommer die deur skoon iets het gesien. Sonja se ma sê maandag wil ons albei sien. Ja, ek het met haar ouers gepraat en ons almal dink dit sal beter wees om 'n waarskuwingsteken op te sit wat sê pas op, skerp draaie voor as om 'n ambulans aan die onderkant van die kraans te trek. Maar ek het mos gesê ek bestuur versigtig met ma se kar. Man, ons praat nie daarvan nie. Wat probeer Tannie vir ons sê? Om dit stadiger te vat. Ek sal daarvoor uit my sakgeld uitbetaal as dit is oor die waterpyp wat gebars het. Man, waaroor ons nou praat het niks met karre te doen nie. Sonja, waaroor wou jy gister so dringend met Wimpie praat? Ag, hoor niks dan, dit was 'n valse alarm. Wie hoe groot boete is daar? Wat 'n boete? Ag nee man, ons praat nou almal by mekaar verby. Sonja het maar net vir my kom sê dat Sue Ellen Jooste met Koert uitgemaak het omdat sy Shirley Johnson se bra en Koert se baadjiesak gekry het. Maar dit was Shirley se boetie Stan wat dit daar geplant het. Want hy wou hê Sue Ellen moes met Koert uitmaak. Want hy wil haar uitvat. Maar nou is alles uitgesort en Stan se neus is in gips geplant. Dis al. O, ons het iets heeltemal anders gedink. Wat het maar hulle gedink? Nee, maak nie saak wat ons gedink het nie, maar ons dink nou en Sonja se ouers ook dat dit goed sal wees as jy en Sonja na hierdie video kyk. Dit lyk my nie ons ouers vertrou ons juis nie. Sou jy? OK, ons sal daarna gaan kyk. Ja, net nie nou nie. Wag tot ons en die kinders en jou maar eers slap. OK, kom Sons. Okay, Wimps. Soms in Wimps. Ek dink ek raak te lank in die tand vir sulke twak. Mags. How's dit, ouma? Sorry, ek is laat, maar ek het gesukkel om by die huis weg te kom na al daai gemors wat ons daar gehad het. Toe ek maar vir Jolly gesê en gou 'n bietjie petrol haal vir die grassnyer. Wat maar lekker stupid. Want nou moet ek môre die gras sny anders gaan se weet ek het vandag gelieg. Arme kind. Jy kry ook maar al jou hel. Dit doen maar ouma, ek kan dit handle. So waaroor wil ouma my so skelm sien? My kind, ek sien nie kans dat jy jou meubels verkoop oor 'n simpel telefoonrekening nie.
En jy kan dit ook nie laat afsny met 'n vrou en kind by die huis nie. Net nou is daar regtig 'n noodgeval en dan sit 'n mens met die verwyte. So. Vat dit. Wat is dit, ouma? Dis genoeg om die telefoonrekening te betaal en nog 'n bietjie oor om vir Hendrikie iets te koop. Nee, ouma, ek kan nie laat ouma vir Jollie se stupid horoscopes betaal nie. Wie moet die rekening betaal? Jy. Ek help vir jou, nie vir haar nie. Maar nou moet jy bietjie die broek aantrek in julle huis en vir haar mooi sê, so ver en nie verder nie. OK, ouma. Dankie, ouma. Ouma red my bas. Hoorie, en nie 'n woord aan iemand anders nie, hoor. Weg is jy. Jy weet hoe jaloers is hierdie familie. Dankie, ouma. Baie, ouma. Dan moet ons net wag tot almal slaap, dan kry ek en jy voorligting. Sou jy sê ons het dit nodig? Ek glo nie. Ons is darem nie so stupid nie. Maar hoor 'n bietjie hierso. En as jy dink dit kan nie met jou gebeur nie, dink weer. Op die oomblik is daar meer as 40,000 tienerswangerskappe in ons land. Elkeen 'n tiener wat gesê het, hy is darem nie so stupid nie. Miskien is dit nie so slegte idee as jy nou moet kyk nie. Ja, soos maar begin. Hier's jy. Ek soek die hele huis vol na jou. Kom. Hulle wou net begin. Ja, maar jy gaan te slim word hierso. En die tannie het 'n baie mooier storie wat sy vir jou in die kamer gaan vertel. Sê nou. Nou, moenie vlei nie. Ja, kom. Ag, pa. Die posbus uitgang te bring ek dit maar in. Dankie. En as jy so lekker of jy 'n jackpot gewen het, jy vergeet van daai telefoonrekening. Is klaar betaal, pa. En Jollie het my beloof sy sal nooit weer na haar lewe verder as die treinspoor hierbo, never mind oor see bel nie. Jy julle meubels gaan verpand. Nee, pa, al wat belangrik is, die rekening is betaal. Waar het jy geld gekry? Het ek vir pa genoem dat Spaakie nie met die safety rep gaan wees nie, dat hy nie meer op daai kursus gaan nie. Nee, en jy het ook nie vir my genoem waar jy skielik die geld gekry het nie. Dis konfidensieel, pa. As pa beloof om vir niemand te sê nie. Hulle gaan my nou op daai kursus stuur. Ou Spaakie het weer sy duim oopgekloop met 'n spanner in die workshop. Toe sê meneer Goosen, hoe kan ons 'n ou op 'n kursus stuur wat vir die afgelope 2 jaar daarvoor verantwoordelik is dat ons nie verby 200 ongeluksvrye manure kan kom nie. En hulle het hom in die change room vang syp. En nou gaan jy op die kursus. Baie geluk. Dankie, pa. Ek is baie trots op jou, met waar kry jy die geld? By ouma. Ag nee, pa! Daar pa met 'n deal doen, pa doen dit al vandat ek 'n laaitie is. Hier vir jou 'n toffie ou boetie wie die melkbottel gebreek. Ek pa. Ag nee, pa. Dit nou op, pa. Ek wil nou dinge vir myself begin hou. Ek sê vir niemand sê nie, man. Sweer eers. Ek het mos beloof. As ek elke keer moes vertel het wanneer jou ouma vir my of vir een van die familie geld gegee het, was hier nou al 'n familieoorlog. O. Hoeveel het pa gekry? Het ek al genoem dat ek alleen die garage skoon gemaak het? Wat is dit? Lyk vir pa se telefoonrekening. Ja, maar R100 meer is gewoonlik. En wat is hierdie international calls? Sê jy nie môre nie? Môre, oupa. Jy kan ook maar vra wat ek maak. Wat maak oupa? Vispap. 'n Karp sal nie by hierdie brousel van my kan verby swem nie, maak nie saak hoe dik hy is. Curry en so 'n bietjie knoffel is so sweets vir 'n geelbek. Ja, oupa. Ja, oupa. Hier vertel ek jou een van die grootste geheime van 'n visserman en al wat jy kan sê is ja, oupa. Jammer, oupa, ek voel net nie lekker vanoggend nie. Yes. Voel jy naar? Nee, oupa. Want jy weet 'n mens drink nie melk as jy skielik so in die oggend naar voel. Oupa, ek voel ongelukkig. Waaroor? Daar's 'n sokkie op by die skool vanaand. Wel, slaap my met 'n nat vis en smeer jam onder my arms. As dit jou ongelukkig laat voel, wat sal jou gelukkig laat voel? Oupa, dis net Jaco Botha sou my vat en nou kan hy nie. Hy sê hy moet glo saam met sy ma na Johannesburg toe gaan of iets. O,
Ag, sy my hartjie, maar dit sal seker mos nie saak maak as jy alleen gaan nie. Daar sal daarom seker ander kerels ook wees of nie. Oupa, dis nie die probleem nie. Marieke het my nou net gebel. Sy sê Jaco saam met Shirley Johnson hulle na 'n extravaganza by Sun City. Oh. Mans is Robbies, man. Ja. Hy het 'n gek van my gemaak. Hy sal eerder na 'n spul vroumense en deurtrekkertjies gaan kyk, as wat hy my na 'n sokkejol toe sal vat. Ja. Wat sou oupa in sy plek gedoen het? Wel, Ja, toe maar weet wat ek was. Dieselfde. ek sê jou mos mans is Robbies. Ja. Regterbaks, skelm, oneerlik en ongevoelig. Es. Jou oorle ouma het altyd gesê, is ook maar 'n goeie ding. Meeste vroumense het nie 'n sin vir humor nie. Anders sou hulle nooit met mans getrou het nie, hulle sou net vir hulle gestaan en lag het. Man, hy is nie die enigste ou in die skool nie. Stuur hom dinges toe. Jy kan saam met my gaan visvang as jy wil. Nee, dankie oupa. Ek sal net met Sari sokkejol toe gaan en myself geniet. En ek hoop hy kry sulke vet karkaatjies van al die gekyk na die deurtrekkertjies. Ai, oorie is, jy laat geen vreemde mense hier in die kombuis toe nie, hoor. Party mense sal enigiets doen om te sien wat ek in my aas sit. Hi, Waar's ma? waar's Hendrikie? By die flat, daai broer van jou kyk na hom. Waar's ma? Ma Jolanda is hier. Tog ek hoor jou stem. Waar's ons aspartytjie? Ou boet kyk na hom by die flat. Is daar dan iets verkeerd? Ja, ma. O, eens gaan speel of doen jou huiswerk. Ag, mamma, ek nee, jy weg as jy soek. Kom sit. Sê vir ma wat is fout. Is ek nie meer goed genoeg vir Niels nie, of wat, ma? Hoe dan nou? Is ek te vet, of wat is dit dan, ma? Ag nee man. Is moeilik om gewig te verloor na die baba. Ek kan nie terwyl ek nog borsvoed nie. En mense in elk geval dink dat enige normale man bly sou wees ek nie soos 'n strydplank lyk nie. Ag maar daar's niks verkeerd met jou figuur nie. Ma moet dit vir Niels sê. Het hy iets gesê? Nee, maar as jy wat hy sê nie is wat hy doen. Of liewer nie doen. Wat maar al gehoor van 'n man wat 'n kop seer het. Maar dis nie eintlik die probleem nie, ma. Ek het 'n vermoede daar's iemand anders. Sy pa sal hom afskil. Skielik word al gereeld laat gewerk. As ek so toe bel is hy altyd uit op 'n job. Soos dit nou lyk is daar nie 'n lorry op die myn wat loop nie. Ek ruik 'n rot. Maar dis meer knoffel en curry. Nee, dis oupa wat vis aas maak. Ek bedoel, ek sou ook agterdogtig geraak het as Hendrik so baie gewerk het. Presies. En om alles te kroon, toe kry ek vanmôre 'n vreemde oorbel agter in sy kar. Wat? Ja, is nie een van myne nie. Is een van daai wat voordeur steek en agter vas skroef. 'n Mens moet dan maar woeste kierig gaan as jy so ding wil verloor. As ma verstaan wat ek bedoel. Ek verstaan wat jy bedoel. Maar ek wil nou nie inmeng nie. Het jy met hom daaroor gepraat? Ja, mamma, hy sit op met 'n bek vol tande en sê hy weet niks. Maar hy kan my in die oë kyk nie. Ah, hallo Jolly. Waar's jy nou man? Hi pa. Hy Niels. Sorry, het ek nou iets verkeerd gedoen? Vra liewerste wat jou seun gedoen het. Het Niels sy hande vir jou gelig? Ek sou vir hom wurg. Nee, pa. Ek het 'n vermoede hy is ontrou. Is hy? Nee, pa. Ek vermoed so. Hendrik, sy het 'n vreemde oorbel in sy kar gekry. Ag, toe maar wat Jolly. Dis seker een van die appies daar by die myn. Hulle dra mos almal oorbelle, is mos mode. Hendrik, ou, dit is nie meer 'n appie nie. Dink jy nou regtig hy sal 'n oorbel dra? Nee. Presies. Nou sal ek seker met die kerel moet gaan praat. Ek sou sommer vanmiddag oorreis moet. Ag, dankie pa. Dan ry ek ook nou maar eers. Maar klein Hendrik raak ook te groot vir sy baby kraus. Ek gaan maar net. Ag, my kind, moet jou nou nie ontstel nie. Alles sal regkom. Dankie ma. Bye.
gaan ou boet sy nek vir hom breek. En as ek daai flerry in die hande kry, wie se oorbel dit is, dan skiet ek haar. Hendrik, wat se twak het jy nou weer aangejaag? Niks. Maar ek hoor dat Maggie sê sy gaan een of ander flerry skiet. Nee, pa het verkeerd gehoor. Sy sê sy dink hy's 'n vleermuis in die dak wat sy wil hê ek moet skiet. Ek ryk pa gaan visvang. Ja, jy wil my mos nie meer vat nie. Nou gaan ek en ons kaasjager 'n bietjie rivier toe. Is dit so 'n goeie ding? Hy drink nie meer nie. Nee, dis nie wat ek bedoel nie. Ek sien die weer steek op, dan gaan ons vanmiddag 'n donder by kry. Ag, dit sal oorwaai, man. Nou ja, kom maar hoor. Maggie, ek loop nou hoor. Hou maar so lank die pan reg vir 'n lekker geelbek vir vanaand. Ek het hier 'n doepa waaroor die visse gaan beklei. Geniet dit, pa. O, daar's jy. Ek sal voor donker terug wees, hoor. Ek hoor ook al lankal al daardie gegirts daarbo in die dak. As jy my vra, is daar 'n hele nes daarbo. Waarvan praat jou pa? Vleermuise. Ek slaap nie saam met vleermuise onder een dak nie. Die goed, dit luister man, hulle dra allerhande siektes aan. Jy sal hulle vandag nog daar uithaal. Kom eens, die winkels maak om 1 uur toe. Jy het nie my sleutels ergens gesien. En die kombuis. Wimpie sal so na 4 uur terug wees van die rugby af. So jy hoef nie vir hom die sleutel onder die maatjie te los nie. Ek moet nou nie vergeet om met ou te gaan praat nie. Hendrik, raak tog ontslaaf van daardie vleermuise. Kom, jy's mooi genoeg. Raak ontslaaf van die vleermuise voor dit reën. Die weer steek op. En los maar die sleutel onder die maatjie. Miskien speel hulle nie rugby as daar 'n storm is nie. Bye. Bye, pa. Ja, bye. Die storm voor die stilte. Hy slaap, hè? Hy slaap. Is jy alright? Ja, dankie toch, Hendrik. Alles het so vinnig gebeur. Ek kon skaars 'n meter voor my sien. Waar het ek vasgery? In die straatligse paal. En toe die ruit breek. Toe is dit net water en haal ek toch mos toe. Jy het nie seer gekry nie, het jy? Ek dink nie so nie, nie vinnig gery nie, maar net by die garage kom om die afdak in te trek. En nog gaan ek net sulke groot gate induik in my karrie. Het jy gesien hoe groot die haal? Net sulke groot golfbolle. Ek hoop Maggie het in die parkade parkeer. Anders is dit weer ek in die versekering. Jy sop nat. Ja. Kom, ek gaan gee vir jou my gel. Jy gaan nat siek word met hierdie nat klere. Ek sal vir ons lekker warm koffie maak. Het lyk daarom of hy weer oortrek. Daar is nog droë handdoeke in die kas as jy nodig kry, Rusty. Ons het die haal net gemis. Wat doen jy? Trek my t-shirt aan, hoekom? Dit kan ek sien. Hoekom vra jy dan? Is nare weer wat ons het nie. Nou, natuurlijk kan jy stort. Baie dankie, Hendrik. Ek sal nie lang wees nie, hoor. Dit lyk erger as wat het is. Maggie, dis nie so erg as wat het lyk nie. Wat moet ons dogter van jou dink? Ek skaam my dood. Maar Rusty het hier voor die deur in 'n paal vasgery.
Hendrik, my ma het my destyds gewaarsku, maar ek wou nie luister nie. Wat moes ek gedoen het? Ek kon tog nie laat ou Rusty daar in die kar sit en oproes nie, Maggie. Los my! Sy oor dwaal het my ma gesê, en dit sal nie lank wees voor sy hande dieselfde doen nie. Luister na my, Sy Maggie. het gesê, jy is die soort man wat sommer gou sal vergeet waar hy is vir sy witbrood, maar nooit hoekom nie. Net een ding op die brein het sy gesê. Jy luister nie. Pas op het sy gesê, sy hart en sy kop is partners in crime. Kyk, daar staan nou Rusty se kar teen die pad. Sê jy daar, glo jy my nou? Weet wat ek gesien het? Ek het 'n vrou in jou kamerjapon gesien in ons eie huis. 2 minute en sy is hier uit. Al die duiwel is los van Tonner. Ek het gedink hy's klaar los. Die vis wil niks weet in hierdie weer nie. Jy weet, het julle ook so lekker storm gehad? Erger is wat pa kan dink. Ek dink ek het my pap te dik aangemaak. Sjoe, daar voel ek dan baie beter. Hallo, Stoffel. Hallo, Rusty. Die vis byt nie in sulke weer nie, hulle soek die sonnetjie. Hendrik, waar's Maggie? Sy is hier iewers. O, maar wat soek jy hier? En in sy gown? Ek het gestop. Maar is die jacuzzi in jou flat dan gebreek? Nee, my kar is gebreek. Ek het van ons gesê, daai mampoer wat hy so self stook, sal met 'n mens se kop smokkel. Lyk my die storm is nou verby. Daar buite, ja. Ag, Stoffel Poffel. Sê jy my nie gou huis toe vat nie? Ja, natuurlik, ja. Ek sal die gown saam met Stoffel terugstuur, hoor. Penny. Baie dankie vir alles, hoor. Ek sal die garage bel, sodat die kar kan terugstuur, hoor. Hendrik. Toe maar. Nie voor jy na my geluister het nie. Ek het vir Rusty gehelp. Ja, man, ek weet. Jy weet. Ja, ek het daar buite na haar kar gaan kyk en toe sê Betty langsam vir my dat jy het vir Rusty gaan help net 'n paar minute voor ek hier aangekom het. Lyk my ou Betty leef voor haar venster. Al haal het ook so dat geen mens kan sien en dan sien sy nog alles. Betty mis niks. Los my, man. En daai dankie soenery van Rusty was heeltemal onnodig. Penny. Jy vertrou my nie, jy sien, hè? Nee, juist nie. Jy sal met Hes moet praat. Hes was by toe sy ons gesê het. Hes! Ja, ma. Julle twee is lekker kop en een mis, hè? Pa het ons groot laat skrik. Ag man, ek sal mos nou nie op my eie voorstoep staan. Ja, toe maar Hendrik, dis verby. Dis geen verby nie. Vertel my wat het my skoonma nog oor my te sê gehad. My hande, my oë wat dwaal, en my kop en my hart wat partners in crime is. Wat was die ander een? Hendrik, ek was geskok. 'n Mens sê dinge wat jy nie bedoel nie. Dis verby, vergeet daarvan. As jy iets sê, dan vergeet ons af. As ek iets sê, dan word dit in die volgende misverstand weer teen my gebruik as ammunisie. Hendrik gaan spring. Hi. Maale sal nooit glo wat ek nou net gesien het. Wat? Oupa's nog op sy stukke. Ek het vir hom en Tannie Rusty nou net daar by die hoek gesien, verby my ry. En al wat sy aan het, is dat vir my gelyk het soos pa se gown. Nee. Los. Of kyk net maar. Moenie met jou mond vol kos moet hy praat nie. Los die yskas uit, ons gaan nou eet. Maak soos jou ma sê. Jy ook. Jolanda en Ouboet kom hier eet. En ek het wel gesê jy kon nie met Ouboet gaan praat nie oor die storm. Een na buite of een hier binne. Jy en Wimpie moet gaan kyk of julle nie die vleermuise uit die dak uit kan kry nie. Daar is nie vleermuise nie.
Maar jou pa sê dan hy hoor die gegrits die hele nag. Ja, hy hoor allerhande geluide. Wat verwag jy nou van iemand wat op sy ouderdom nou nog in spooke glo? Oupa het ook al spinnekoppe gesien waar daar nie spinnekoppe was nie. Wat weet jy? Dis jare gelede. Ja, toe oupa altyd gesê het dat brandewyn teen enige prys nog 'n bargain sal wees. Man, gaan kyk televisie of iets. Okay. Ek gaan ou Boet se nek breek. As sy oë en hande begin dwaal. Hendrik, dis nie 'n grap nie. Hy het nou 'n kant, hy moet vir hom inhou. Ja, ek weet ook mos hoe sy vrou net na sy 'n baba gehad het. Is dit? Ja. En hoe is 'n vrou net nadat sy 'n baba gehad het? Moeilik, jaloers en agterdogtig. Nee. Ja, dis net die baba. Die man kom nie eers tweede nie, miskien 12de. Oh, sis toch. Ja, dis net die baba, alles is net die baba. En al word die man afgeskeep, as hy nie al 200% aandag gee nie, dan word daar met sulke skreefies oë na hom gekyk, so skeermes lemmetjies, en hulle kry allerlei gedagtes soos egbreker en vroueverneker en veelwywer, 'n egskeiding, 'n onderhoudschecks en al sulke goed. Is dit nou hoe ek was? Nee, ek praat nou sommer in die algemeen. Hendrik, jy weet nie waarvan jy praat nie. Nadat die vrou 'n baba gehad het, was sy baie weerloos. En dan het sy van haar man geduld, liefde en sorg nodig. Maar dit sal jy nie verstaan nie, want daarvoor is julle mans te selfsugtig. Nee man, dit is dan nie maklik vir 'n man om sommer so van sy troon afgestoot te word deur so 'n klein bondeltjie mens wat nie eers tande het. Asseblief. Nee, ek sê maar net hoe ek dink ou moet voel, jy weet. En ek dink ook nie hy loop rond nie. Is sommer Jolly wat dink hy knyp die kat in die donker. En as sy nou eers begin, hy dink hy knyp die kat in die donker, gaan sy naderhand glo hy doen dit. Hendrik, wat weet jy van knyp die kat in die donker? Is dit nou 'n ondervinding wat praat? Wat van daardie vreemde oorbel wat sy in sy kar gekry het? Ag man, ek sê mos ek dink is een van ou se appies. Almal dra deesdae. Hendrik, as ek daai flerrie in die hande kry wat vir ou Boet verlei het, dan wurg ek haar. Nee. En as Rusty weer vir jou so dankie soen, dan wurg ek jou. Gaan ons nou die hele aand hier staan of moet ek nou die klokkie ook nog ry? Kan jy niks meer vir my doen nie? Okay. Is dit nodig om het so hard te ly? Wil jy jou kind wakker maak en ek nou weer die hele nag met hom moet opsit? Die klokkie lei altyd ewe hard behalwe wanneer die batteries pap is. Moet spinne. Dis wat jy is. Kry die deur. Hallo Wimpie. Ai Dudus. Sal jy my help om na ma se kamer te vat asseblief? Kom as dit. Hi. Trouble in Paradise. Wat se goed? Hy's moelies. Dit niks met jou te doen nie. Ek vra maar net. Moenie. Ou Boet, alle getroudes het rusie so nou en dan. As dit nie so was nie, sou daar nie iets so skei gewees het nie. Seker waar. Ag, maar wat weet jy man? Ek dink ek hoor die voordeurklok nie. How's dit pa? Dis seker wat ek vir jou moet vra. Waar is Jolly? Sy het vir Henny en Paul se kamer gaan sit, hy slaap. Yes. Dan sê vir jou ma ou Boet hulle is hier en dan verdwyn jy. Ja, pa, ek moet in elk geval gaan aantrek vir die sokke, joh, en dit gaan ure vat om te besluit wat om te dra. En toe, wat hoor ek? Nee, wat hoor pa? Ag man, moet nou nie vir jou stupid hou nie. Jou vrou is nie baie gelukkig met jou nie. For better or for worse, dit gaan nou worse, maar dit sal seker daarom weer beter gaan. En dit gaan alles net van jou afhang. Hi pa. Hallo julle. Wimpie, gaan koop die koerant. Maar ek het al een gekoop. Gaan koop die koerant. Laas toe ek 2 keer dieselfde koerant moes gaan koop, het ek 'n oom geword. Wat nou? Man, ek skroef jou kop af. En toe julle twee, wat is die probleem? Maar hulle moet dit vir Niels vra. Man, elke huis het maar sy ups en sy downs. Solank dit 'n mens se eie huis gebeur, gee ek nie om hoeveel ups en downs jy het nie.
Ja, maar in ons huis is daar meer kopseer as ups and downs. Nee, as jy nou vir wasgoed hier voor Male wil was, jy sien wat laas 'n kopseer gehad. Ons was altyd ons wasgoed hier. Ek het nog geld vir 'n wasmasjien ook nie. Wag, ek dink julle praat 'n bietjie by mekaar verby. Kom ons praat reguit. Ou boet loop jy rond. Wat? Nee, pa. En wat van die oorbel wat ek in jou kar gekry het, hè? Wat daarvan sê dit bietjie vir jou Male toe? Ek weet nie waar dit vandaan kom nie, regtig. Ma, praat met haar. Hier is dit. Ek wil enige vrou wat so iets na 'n man se kar kyk, sy sal 'n fool wees as sy nie agterdogtig raak nie. Sien jy nie? Maar nee, miskien my oorbel. Hier is my oorbel. Dankie Jolie, ek se oral staan daar. Dit sluk my in. Oh, sorry Niels. Sorry ma. Sorry pa. Oh, sorry Niels. Ja, die duiwel kan aan my ou se gal werk met so 'n oorbel, nee. Ek voel soos 'n gek. Vergewe jy jou boeksie, Woeksie? Ja. Sê dit. En nie voor my Male nie. Sê dit! Boeksie, Woeksie se worsie wapsie is vreeslik lief vir hom. Ja, kom maar. Dis nou genoeg. Julle kan nou by julle eie huis gaan woepsie, wapsie, worsie. Ek is net bly dit is nou opgelos. Misverstande sal altyd in die huwelik wees. Vra vir julle pa is die koning van misverstande. Ja. Vrouens wat dink jy knip die kat in die donker sal ook altyd daar wees. Rusty het my alles vertel. Sy sê ek moet die vir jou gee, Hendrik. Hoe jy jou het daarin uitge-explain het is 'n wonderwerk. Is eenvoudig, pa. Ek het 'n vrou wat my volkome vertrou. O, ek is bly. Ag nee, sies julle hou julle in. O, Hendrik. Ek het hierdie lipstif hier voor in jou bakkie gekry. Ag, laat ek sien pa. Madonna, vanaand vrug ek jou. Dis Rusty se wat sy in my kar vergeet het. Volkome vertroue, né? Ja, dis soos hulle sê, elke ouetjie het sy vroutjie, maar die gras aan die ander kant bly groener. Wat julle nie weet nie, die rede waarom dit daar groener is omdat daar so baie bemesting is. Hey, wat's on the job? Meneer, moenie my so laat skrik nie. Amper gedog ek is by die workshop en iemand het my lorriebome uitgesteel. Jy was mos op daai safety kursus. Jy behoort te weet hoe gevaarlik dit is om op die job te slaap. Sien nou met die kar van sy jacks af. Ek is nou by die werk nie, meneer. Dis presies hoe ongelukke gebeur. By die werk doen julle ouens alles presies volgens die boek. By die huis vergeet julle alles wat julle geleer het. Sorry, meneer. Maar ek is verskriklik moeg. Hoekom gaan slaap jy nie by jou huis nie? Dis die probleem. Ek was gisteraan by die klub se snooker finals gewees en toe ek vanoggend eers 6:30 by die huis aangekom. O, en toe sluit jou vrou jou uit die huis uit. Nee, sy het gesê so right, ek kan maar gaan, maar sy sou nie vir my opwag nie, want sy het 'n mevrou van 'n maagpyn gehad. Sy het gesê ek moet sorg dat ek nou net nie te laat by die huis aankom nie. Maar jy het nie geluister nie, het jy? Nee, sorry meneer. Want toe ek vanoggend daar by die huis insluip en ek sluip so by die slaapkamer in en ek was net so besig om uit te trek en toe word sy wakker en sê, "Môre Poeksie. En hoekom is jy so vroeg op?" En toe maak ek maar of ek besig is om aan te trek. En ek sê vrou, môre Poeksie. Ek is op pad om my ma se kar te gaan regmaak. Jy's uitgeslaap. Ekskuus. Ek het nog eers vir 5 minute onder daai kar gesit. Jy moet net nie maak soos ou Jippo Davies daar van Vierfontein my nie.
Hy het sy overall opgestop met koerante, sy skoene daarin vasgemaak, dit so halflyf onder 'n trok ingestoot en toe Sun City toe gegaan. Sjoe, dis slim. Toe dink almal hy werk onder die trok en al die tyd jol hy die masjiene. Nee, hy speel net die tafels. Maar hy het dit oordoen. Want sy supervisor het 'n rot gery toe hy op Jippo se jobkaart kyk en sien hy moes net die trok se olie dry en dit vat hom toe al 3 dae. Ook maar lekker stupid. Plaas hy op sy kaart geskryf het dat hy die gearbox gaan stroop. Of die disbrakes overall. Maar ek kan nou nie hier staan en oor die werk skinder nie. Jou pa het gesê ek kan my sy shifting spanner leen. Ek het 'n moer daar op my blok wat nie wil loskom nie en ek is bang ek breek my nuwe stel sokke. Wie sê meneer? Dankie, ek sal dit terugbring. Hoor hierso, as jy wil dos, lê liewer binne in die kar. Sien, dis slim. Het meneer nuwe sockets? Ja, 'n stel van 48. Ek het dit vir my verjaarsdag gekry. My vrou het van die TV afbestel. As jy van daai goeders, dan bel jy net in met jou kredietkaartnommer en dan stuur jy goeder vir deur die pos. Ek kan nie. Ek het nie 'n kredietkaart nie. Meneer se vrou is baie gelukkig as sy een het. Nee man, so stupid is ek nie. Sy het nie een nie, net ek het een. Verskoon my. Wie wat beteken dit? Ja, pa. Ek beloof ek sal weer vir pa teruggee. Wanneer? As ek begin werk. Tipies julle laities. Het nog nie eens 'n werk nie en dan wil jy al leen. Kom ek stel dit so. Ek wil net 'n bietjie krediet hê totdat ek my eerste en baie groot salarischeck kry. Man. Krediet is 'n siekte. Krediet laat jou goed koop wat jy nie kan bekostig nie. Die goue reël is, as jy nie kontant het nie, het jy nie geld nie. Dan ook seker af wie dit wil leen. Want pa leen altyd geld vir ou boet. Ja man, hy het 'n familie en hy leen net so 10 of 20 rand by mense in die knyp is. Wat soek jy? Somme 400 rand vir 'n ghetto blaster. Ja, maar op my ouderdom is musiek vir my baie belangrik. Nou ja, vlei dan as jy huiswerker. Pa verstaan nie. Ek verstaan, dis jy wat nie verstaan nie. Kyk, sien jy geld hier uit my rug uitgroei? Okay. Pa kan maar net sê nee. Read my lips. Nee. No. Hy konna. Kyk pa, los dit aan. Ek sê jou wat. Hoekom kry jy nie vir jou so deeltydse werkie nie, soos 'n koerante aflewer of so? En dan spaar jy en as jy nou 3/4 van die prys bymekaar het, dan sal ek die ander kwart gee. Met of sonder wet? Ag man, die hele damn prys. Okay, dan het ek so te sê my blaster. Al wat ek moet doen is ek moet vinnig 'n jobbie kry. Dis 'n goeie idee. Dankie pa. Vinnig 'n jobbie kry. Hy's nog leer. Ek weet nou nie of dit die regte tyd is nie, maar Hendrik, kan jy my so 'n bietjie las net tot my pensioen kom? Wil hom geld leer. Moenie so kras wees nie. Met oom moet 'n mens. Wat loop nou skielik elke Saterdag môre geld leen? Is oom weer betrokke by die perd? Nee, ek gaan so 'n bietjie daar by Rusty Brug speel. En ek moet ook maar so 'n bietjie bydra tot die verversings en so. Ek gee die koeldranke en peanuts en so. Ja, dis iets anders. Hoeveel? So 150. Lekker werk. Daai kop wat my ma my gegee het, soos 'n bom gewerk. Ek het gisteraan skaars gedrink. Toe swem daai lettertjies van Telidata so op die TV voor my. My kop het net die kussing geraak en toe se ek weg. En my maagpyn ook. Jy moenie sommer enige pil drink nie. Sommige van daai pille is gewoontevormend. Nee, my
sê dit maak jou niks. Sy drink dit elke aand al vir jare. Ek het so vasgekiep. Niels se gesnork het my nie eens wakker gemaak nie. Is seker die eerste keer in 'n lang tyd dat hy voor my uit die kooi is. Ek wonder of die kleintjies nog soet speel. Hulle is 'n bietjie te stil na my smaak. Ag, Hendrikie sal gou vir ons en die bure laat weet as daar iets is wat hom hinder. Niels sê daai kind het die talent om eendag 'n fire brigade siren te word. Julle sal moet opskit as jy nog in Klerksdorp wil gaan inkopies doen. Jy kan vir Hendrikie hier los. Hy kan saam met Nielsie speel. Want Rietjie se Engelse maatjie Alexis kom vandag hier speel. En die twee meisies hou daarvan om alleen te wees. Okay, as maar nie omgee nie. Dan kan Niels my dalk vat vir lunch. Ek het 'n verskriklike craving vir 'n lekker steak. Jolanda, is daar iets wat jy my wil vertel? Nee. Ma moet praat as daar iets is wat ma bodder. Ek glo dat 'n mens moet 'n ding uitpraat. Bottel 'n mens dit in, ontplof jy later en is daar nie meer 'n heel koppie in die huis nie. Hulle almal nou skielik by my geld leen. Lyk ek vir die mense soos 'n spaarvarkie. Ag nee. Wat is so dik nie? Ag man, Sharon. Hendrik. Ag maat, weet ons paat net gegrap. O. Sy probleem is hy's te sag. Hy kan nie nee sê nie. Dan moet ma beslis die gelukkigste vrou in die hele ook nie wees. Niels sê nee as hy net dink dat hy dalk 'n kop seer kan kry. Ek wonder hoe ver is hy met jou kar? Hoe lank vat dit hom om die olie te drink? Ek dink ek gaan maar kyk wat jaag hy aan. Ek stap sommer saam met pa. Oh. Ek het te vinnig opgestaan. Ek voel skielik so duiselig. Jolanda, ek is hier as jy met my wil praat. Seker nog van daai pil. Miskien is maar reg, ek gaan dit nie weer vat nie. Gelukkig het my ma my net 'n halwe gegee. Sy sê vir haar is dit soos goud. Jy moet nie ander se pille drink nie. Jy weet wat laas gebeur het met hom Maas op die plaas by hom Billy hulle, toe hy die pille gedrink het. Ja, pa, maar dit was die bulle se pille. Boeksie, jy moet vinnig maak. Ek moet in Klerksdorp wees voor die winkels toemaak. Ma het gesê Hendrikie moet sommer hier bly. Hy speel so lekker saam met Nielsie. Dan kan ek en jy miskien vanmiddag gaan lunch by 'n steakhouse. Laat ons 'n bietjie alleen saam uit. Wat dink jy? Sal ons op... How's it? Sy uitgepaas, pa, wat nou? Ja, ek weet nie presies wat hier gebeur het nie, maar as ek uitvind, gaan iemand nie op sy bas kan sit nie. Vat haar laat ons huis toe vat. Staan terug dat die kind kan lig kry. Boeksie, is jy alright? Ja, daar's niks fout met hom nie, dis oor jou wat ons bekommerd is. Ja, maar die kar en die Jack en... Boeksie, is jy seker jy is okay? Ja, my overall was onder die kar, ek was binne in die kar. Ek gaan nooit meer van daai pille van my ma vat nie. Dit laat 'n mens beelde sien. Ek kan sweer jou overall het jou skoene aangehaal. Dit. Die klontkop het dit daar neergesit dat ons moet dink hy werk terwyl hy in die kar lê en slaap. Ja, okay, pa, maar as ek onder daai kar was ek nou so plat soos 'n plank. En hoeveel keer het ek nie al vir jou gesê om nie met die goeders in die garage te peter nie? Sorry, Poes. Ja, toe, dis verby. Hier is die suikerwater, ma. Dankie. Dis nie vir jou nie, dis vir... Ek is bekommerd oor jou. Miskien moet jy maar 'n draai by die dokter gaan maak, net om seker te maak. Ek het 'n voorgevoel. Hoe bedoel, ma? Dat ek miskien weer ouma gaan word. Wat? Dis alright. Die keer is julle darm getroud. Hey. Jy soek my. Nee. Maar dis onmoontlik. Tensy ek myself pretjies geskrik het. Miskien moet maar liewer vir hom die water gegee het om te drink. Boeksie! Ek sal betaal. Jou broer en sy Disney vrou is daarom nooit boring nie. Ja, maar nou moet my ma dat die twee sessels gaan uitsort en ons moet babysit. Dit klink daarom of Rietjie en Alexis mooi soet saam met Nielsie speel. Jou ma sal seker nie lank wees nie. Hier, handsome. Thanks. Ek kan nie glo mense werk vir sulke peanuts nie. Deeltydse werk betaal deeltydse geld. Ek gaan nooit geld maak as ek vir iemand anders moet werk nie.
Miskien moet ek my eie besigheid begin. Ja, want as jy vir jouself werk, dan kan jy mos jouself betaal net wat jy wil. Ja, maar wat se werk? Net nie hardaks nie. Almal doen dit en die meeste misluk. Nee, iets wat nie geld kos om mee te begin nie. Ek het in 'n tydskrif gelees van die jong mense in Londen wat vreeslik baie geld maak. En al wat hulle doen is om die karre sommer in die straat gedurende spitstyd te was. Papi, En nou? kyk waar sy meisies met my. Ag nee man. Is hulle simpel of wat? Kom ek kry hierdie goeders van jou af. Huh? Stupid meisie kinders. Hulle dink ek is 'n chocolate pop. Ja, kom sit hier so by my en Sonja. Sy sê of jy ietsie inskink om te drink. Ek gaan net gou met daai twee dogtertjies ras. En as die oom en die tannie terugkom, dan kan hulle ook met hulle gaan ras. Hier so groot man. Dankie Blondie. Rietjie, Alexis, hoekom mors julle so met Neelsie? Maar toe hy klein was, het hy nie omgegee as ek so met hom gespeel het nie. Wel, dit was seker baie lank terug. Julle moet dit nie weer doen nie. Okay, sê vir hom ek apologize most sincerely. Ja, sê vir hom ek apologize nog net so baie. Ek sal vir hom sê. Maar speel iets wat hy ook kan saam speel. Okay, hy kan terugkom na speel ons hospitaal. Ja, dan kan hy die pediatrician wees. Die wat se ding? Die kinderspesialis. Baba dokter. Nee, toe maar, speel julle maar liewer. Hy's baie cute. Ja, maar jy moet dit nooit voor sy meisie sê nie. Sy is verskriklik jaloers. Die blond bombshell. Ja, sy gaan sit altyd so op die bank en dan sê sy, "Ag, Wims, vat my uit toe." Sick. Before her next birthday, she'll be in therapy. Ja, hy sê al wat Sonja is dan haar hare poeps en tou. Nee, ma het ook haar hare blond gedye. Sy sê blondes have more fun. Hi, ek dink nou net aan. Weet jy om grimering te doen? Make-up, no problem. Miskien veiliger hier. Daai twee meisiekinders is. As jy so sê, laat hulle maar speel wat hulle wil. Ons twee maak vir jou 'n vleer. Dit lyk pragtig. Amazing. Ja, divine doll. Ek voel nou net soos 'n tiener. Ek ook. Behalwe tieners het 'n bietjie meer. You know what I mean? Jy worry to feel. Kom, ek weet hoe teenagers dance. Follow me, move your body. Move your body. Rietjie, Alexis. Wat doen julle twee? Ballet. Dis oulik. Wat bedoel jy oulik? Kyk hoe lyk hulle gesigte van die grimering. Waar het julle dit gekry? Dis dan nie sin. Ekskuus? What is this? I thought you said there'd be no problem. Nou moet jy net stil bly en op jou mooiste smil. Anders brand ons basies vandag rooi nek. Kom julle twee badkamer toe dat ek al gemors kan afval. Ja, is toe nie so maklik om sommer net 'n jobbie te kry nie, né? Nee, maar pa sal sien. Ek het planne. Ek gaan vir myself werk skep. Ek hoor jou. Is dit onmoontlik om net een keer in hierdie huis 'n doodgewone normale Saterdag te hê? Nee, seker nie onmoontlik nie, maar sal baie vervelig wees. Wimpie, jy moes vir my 'n oogie oor die meisiekinders gehou het. Maar hulle is so vinnig. Toe ek uitstap, speel daai twee standaardtweetjies pop. 10 minute later kom Male in en kry twee extravaganza showgirls. Oom Hans, Wie jy verwag vir Kersfees? In die kombers, oom. Maggie, ek is heeltemal beroof. Onder hierdie geleende kombers, al wat ek oor het is net my long johns en my skoene en my kierie. Wat het gebeur, oom? Want daai 3 weduwees. Hulle is verkeerd.
Kyk, nêrens staan dit in die reëls dat die wenners die verloorders se klere mag hou in strippoker nie. Hendrik, jy moet jou nie so ontstel oor die bakkie nie. Ons sal wel 'n plan maak. Al gebruik ek Pirate Bar, sal ek nie hy bakkie regkry vir minder as R400 nie. Hi! Nou weet ek hoe dit voel om 'n finansiële sukses te wees. Ek is zat, maar ek het die vrugte van my arbeid gepluk. Solank dit net nie verbode of gesteelde vrugte is. Hoeveel het jy toe gemaak? 20, 30 rand? Ek het opgehou toe ek by 500 gekom het. Wat? Met kar was? Is onmoontlik. Karre was is een ding, pa, maar jou bemarking moet reg wees. Jou reklame moet die teiken tref. My besigheid het 'n geheime wapen. Sons. Tada! Hallo Tannie, oom. Wimpie, ek dog jy sê jy het gaan karre was. Ek het pa by die klub. Daai opsigter daar het selfs vir ons die klub se brandslang kosteloos geleen toe Sonja hom gevra het. Toe was ek die karre en sy werf customers. Wys bietjie my male. Ons het seker lekker dansmusiek op Koert se blaster gespeel daar buite die klub. En as 'n ou uit sy kar klim, dan is ek daar en ek sê: "Ag meneer, ons is van die Teenage Buddies amateur dansgroep en ons samel geld in vir nuwe toerusting om beter te kan dans. Maar ons wil niks verniet hê nie. Terwyl u 'n drank in die klub geniet, sal ons u kar 'n spesiale body shampoo en rins gee. Vir net R8. Hoekom R8? Want dit klink minder as 10. En die meeste mense gee in elk geval vir ons 'n R10 noot en sê, hou maar die klein geld. Van die ou room selfs R20. Daai groep in die bussie van Welkom het sommer elkeen R10 gegee. Julle noem dit bemarking, klink meer vir my na bevarking. As jy jou dienste wil verkoop, skep 'n illusie en 'n atmosfeer. As jy aandag wil trek, moet jy iets doodgewoon soos kar was glamorize. Wimpie, dis nie iets wat 'n mens elke dag kan doen nie. Die mense sal julle slimstreke agterkom. Ek weet, ma, dit was 'n once only. Ons sal dit nie weer probeer nie. Ek het my doel bereik. Sonja kry R200 vir haar moeite en ek kry die ander R300 want dis mos al wat ek nodig het vir my blaster. Pa het mos gesê pa sal die ander R100 las. Ja, ek sal. Maar toe ek nou gesê het jy moet spaar en die geld bymekaar maak en dan sal ek die laaste kwart gee. Het ek nie bedoel jy moet dit in een dag doen nie. Pa, vir pa nou ons ooreenkoms breek. Nee man, ek sal doen wat ek gesê het. Maar kan jy nie soos ander normale kinders net so 'n bietjie sukkel nie? Jy kry alles te maklik. Ek eis as ek moet dink wat ou Boet met so 'n skiem sou gemaak het. Ja toe, ons moenie die kinders vergelyk nie. Moet asseblief nie vir ou Boetie van sê nie. Hy weet maar, ek het sy kar ook gewas. Dit sal die eerste en die laaste keer wees, ek beloof. Wat bedoel pa leen? Weet pa wat beteken leen? Man, dis net tot die einde van die maand toe. Ek kan mos nie help dat my bakkie nou ingekonk het nie. Daaroor voel ek jammer pa. Mamma het gesê, pa mag nie by my geld leen nie. Ek weet, maar ek sien dit nou so. As ek nie vir jou gesê het, kry vir jou 'n jobbie nie, sou jy nooit in die bevoorregte posisie gewees het om een keer in jou lewe jou pa te help nie. Net tot ek my cheque kry. Ja, okay, maar net omdat pa my pa is. Hierso. Is die 150 wat ek by jou geleen het vir die perde? Ek dog dit was vir verversing. Ag Hendrik, jy weet mos hoe kan ek lieg. Anyway, ek was lucky geweest man. En hier, vat so. Dis vir my bly. Is genoeg om jou bakkie te laat regmaak. Ek is verras, maar oom moes baie lucky geweest. Nou my pensioen het betyds gekom. Ek sien nie bo by ou De Souza se kar was is daar 3 mooi meisietjies met sulke sopnatte hempies. En hulle dans en was die karre so. Op die dorp laat die kompetisie nie op hom wag nie. Ja. Hier. Gaan koop jou blaster, maar ook net oor jy my laaitjie is. Hey. Dankie pa. Moenie worry nie, Poeks. Ek sit nie 'n tree in die garage nie. Is die bokkies onder die wiele? Natuurlik, ek vat nie meer kansse nie. Check nie.
Ek gaan met ma praat. Hallo. Ek bring net jou pa se shifting terug. Wat lyk meneer so moedeloos? My hele vakansiebonus en al my overtime moes ek net so my kredietkaart inbetaal. Ek het daai kaart sommer stikkend gesny. My vrou het heeltemal besurk gegaan met daai goed wat 'n ou so op TV kan bestel. Ons het nou al alles in ons huis, van 'n stel vere stoffers tot 'n stel outomatiese doggy boeboe optellers. En ons het nie eens meer 'n doggy nie. Shame. Wat het met hom gebeur? Daai tweeling van my het hom so op sy senuwees gehad. 3 weke gelede het hy net sy bakkie gevat en homself by die SPCA gaan aangee. Shame. Ek is lus en doen dieselfde. Ag, wil meneer my altyd net gou 'n handjie gee asseblief? Ja, wat? Ag, druk eens by die exhaust in die enjinblok vas, dan kan ek die bracket agter vassit. Ja, wat? Ek is besig. Ma het gesê is heeltemal in die hak. Sy sê na Hendrikie kyk as ek en jy volgende naweek wil wegglip iewers heen. Of dalk net hier bly. Ag sê dit toe. Woetsie, spike. Ek nog lief is was en wat. Wat gaan aan? Dis gebeur as dit nie. Myne. Ek sit nie meer my voete in die garage nie. Wat het nou gebeur, meneer? Jou vrou het my op die bout geknyp, hoekom? Ja, die knyp was vir my bedoel. Okay, daar sy vat hom. Dankie. Rowwe rugby Saterdag. Ja, rowwe 3, lekker goeie skoppe, lekker rol. Toe, eet. Julle gaan laat wees. Dit sal my pas. Ons het ou dikkes vir wiskunde die eerste period. Dis jou ou dikkes. 'n Mens praat nie so vir jou onderwysers nie, toe eet. Ek kan nie laat wees, ek het afspraak. Agter die skoolsaal. Shut up man, ek sien Letty Venter nie. Kan julle twee nie een dag begin sonder ons twee hooligans te kere te gaan nie? Eet of ek kry sonder julle. Ek wonder hoekom met Letty Venter so baie pysies. Wimpie. Ek vra maar net, maar moet hoor wat noem die matriek seunsaal. Ek wil nie hoor nie, sy kan dit nie help nie. Puis invader. Ek het gesê ek wil dit nie hoor nie. Dis tyd dat jy jou pa jou weer onderhande kry. Jy word heeltemal te mak. Ek het nou my eetlus verloor. Dit is ongeskik en ongevoelig om ander mense sulke byname te gee. En ek wil dit nie by een van julle twee hoor nie. Ek gaan wragtig die spul griesmandjies hier langs aan aangee. Praat pa nou van die griesels. Ja, daai gekeef van hulle brakke het my die hele nag in die slaap gehou. Van alle plekke moet hulle nou juis onder my venster kom blaf vir die maan. Ek het dit nie gehoor nie, oupa. Dis omdat my kamer die enigste een aan daai kant van die huis is. Waar kan 'n mens haal geweet? Waar? By Gun Action in Klerksdorp. Skiet jy hulle vrek, word jy aangekla vir dieremishandeling, maar niemand gaan hulle aankla vir oupa mishandeling nie. Pa, ek sal vir Hendrik vra om met Rassie Griesel te praat oor sy honde. Toe julle eet klaar dat ons ry. Pa, los tog maar die skorrelgoed. Onthou net om toe te sluit. Kom julle. Baie oupa. Baie. Vat my ketty en skiet hulle met bolbeer en Kom nou. Maggie, waar bære jy jou kopseerpille? Daar bo in die kas, pa. Maar vat liewer 'n poeier, is baie beter. Sal pa dit nou kry? Ek kan pa ongelukkig nie help nie. Ek is haastig. Bye. Bye. Lex Maggie my sê sy het slaappille. Wat? Wat? Ek kan nie gaan werk nie. Dan sou ek mos nie hier gewees het. Ag, pa weet wat ek bedoel. Ja, ek het meneer De Souza by die werk gebel en die dag afgevat. Mediese redes. Ek neem pa nie kwalijk nie. Ek kan ook nie werk as ek nie my slaap gehad het nie. Blaasontsteking. Wat? Nee, dis nie dat ek dit het nie, maar dis wat ek vir meneer De Souza gesê het. Maar hoekom moet pa nie net die waarheid vertel nie? Maggie, jy behoort van beter te weet. Vir enige baas klink die waarheid soos 'n liegstorie en 'n liegstorie soos die waarheid. Nee. Ja, dit werk glo net so goed met 'n ou se vrou. Is dit nou ondervinding wat praat? Ja. Hulle noem dit reverse gear psychology.
sien pa het gekook. Hoe nou? Ja, so 'n paar frikadelle. Pa moet net so 'n bietjie minder meel insit. Dit het 'n effense snaakse poeierige smaak. Ek hoop nie jy het daarvan geëet. Hoe nou? Hoeveel het jy geëet? Net een. Ja, dan is dit miskien oukei, maar jy mag nie meer eet nie. Ek is jammer pa, ek was 'n bietjie hongerig. Jy's altyd 'n bietjie hongerig. Ekskuus my. Nee, Maggie, kyk, dis baie spesiale frikadelle. Ek het hulle spesiaal gemaak. O, pa het vir iemand anders gemaak. Ek is jammer pa. Ja, vir die Grieskoppe se hondjies. Wat? Vir die hondjies. Ek dink net as hulle vanaand weer aan die blaf raak, dan gee ek vir hulle die frikadelle, en as hulle magies mooi vol is, dan gaan hulle slaap. En nou eet jy hulle kos op. Die honde sal hulle wat verbeel. En in elk geval is dit my maalvleis waarmee pa die frikadelle gemaak het, en boonop het pa vir my die skottelgoed gelos om skoon te maak. Ek voel glad nie jammer dat ek een geëet het nie. Ek sal nie so gou praat as ek jy is. Jy het gesê ek moet die skottelgoed los? Ja, die ontbyt skottelgoed. Ja, maar ek wil nou nie met jou stry nie, maar skottelgoed is skottelgoed. Ag pa, vergeet ek net daarvan. Was ma? Gewoonlik groet 'n mens daarom eers. Oupa, ek het groot probleme. Ek kan nie sê waaroor dit gaan nie, maar dit het iets te doen met my huwelik. Ek het nie nou net van niceties en chit-chat nie. Was ma? As jy het so stel, kom in. Hoe vorder Niels met daai aeropleintjie? Nie, dis hy naam vir my noem nie. Nee! Jolly is hier! Sy kom. Wat's verkeerd? Kan ons praat, ma? Privaat. Okay, ek sal loop. Ek weet wanneer ek nie welkom is nie. Kom sit, my kind. Waar's Hendrikie? My ma staan by hom. Wat's verkeerd? Dis Niels, ma. Wat het hy gedoen? Dis eintlik wat hy nie doen nie. O. My man het belangstelling in my verloor. Ag, Jolanda, in enige huwelik gaan dit maar so op en af. Nie in my huwelik nie. Miskien gaan julle net deur 'n baie moeilike stadium, veral nou dat Hendrikie so handvol is. Ek dink dit is Niels wat dingesvol is. Maar waarom sê jy so iets? Lees dit maar. Ek sien. Ongelukkig van Orkney skryf. Is dit nou Ouboet? Maar dis 'n mens sien kan niemand anders wees nie. Ek voel so hoofdig in my kop en die letters swem voor my oë. Dis die skop wat so maak. Laat ek dit vir ma lees. Ongelukkig van Orkney skryf. Ek is bitter ongelukkig. My vrou verveel my. Ek wens ek kan haar partykeer afswitch soos 'n radio. Hoor maar luister verder. Die baba is ook alles. Ek is niks in die huis nie. Daarom hou ek my maar besig in die garage om goeders te bou en so. Sien maar, goeders soos microlights. My vrou was altyd baie sexy en het 'n mooi figuur gehad, maar nou is sy besig om vet te word. 2 kilogram. Sou wil ek opgetel het nie 2. Sy is ook altyd moeg en vol skete en pyne. Ek verstaan dit nie, want ek is die een wat werk. Sy sit net by die huis met die baba. Sien maar, hy besef nie wat sy werk 'n baba is nie. Dink ek sit net heeldag in tee drink. En hy noem ook nie dat ek Saterdagoggend by die hairdressers werk nie. Nee, dit pas nie sy storie nie. Anyway, maar wat sê hy nou? Wanneer sy met my praat is wanneer ek ontspan en TV kyk. En ook as dit in die middel van iets interessants soos MacGyver of Magnum is. Sien maar, die TV is belangriker as ek. Ek het al geleer om met die een oor TV te luister en met die ander na haar, maar dis nie lekker om so TV te kyk nie. Mens mis baie. Volgende keer spes ek daai damn TV af. Ons stry nie meer so baie nie, want sy huil vreeslik as sy verloor. Nou sê ek maar net altyd sy is reg en ek is verkeerd, dan sê ek sorry, al weet ek is meeste van die tyd reg.
Sy kan vreeslik aangaan en jou oor dieselfde ding uitskel. Hoe uitskel? En nou dat hy my soos 'n visbyt klink. Ek wens partykeer ek kan ook aan die slaap raak tot sy klaar is. Dis seker hoekom baie mense drank en drugs gebruik. Sien maar waarna hy dink. Hoor hier. Is my huwelik normaal? Now I ask you with tears in my eyes, is my huwelik normaal? Vir my voel dit of ek in 'n groef is en ek my aan die slaap verveel. Wat staan my te doen? Ek kan maar glo wat hy skryf. En dit in 'n tydskrif waar almal wat tel, ek kan lees en lag. Is dit dan regtig so boring? Ma? Ja, wat van een oor met die TV luister? Ma? Het geslaap. Ek weet nie wat my verkeerd is nie, Jolanda. Nee. Vra liewer wat my verkeerd is. Miskien is Niels reg. Ek verveel mense aan die slaap. Geen wonder hy so wat verraad nie. Dis 'n noodkreet hierdie. My huwelik lê op die rotse, vas aan die slaap. Au! Jolanda, wag. Ek het geweet dit gaan nog gebeur. Wat? Jy en Jollie het heeltemal te goed klaar gekom. Maas en skoonseuns kom goed klaar, maar maas en skoondogters, dis 'n ander storie. Pa, dis glad nie so nie. Die arme kind kom vertel my van haar huweliksprobleme en ek raak aan die slaap. O, hel, ek het nie gedog dit sal so goed werk nie. Wat? Maggie, ek moet bieg. Dis 50% my skuld. Wat? Daardie frikadel wat jy geëet het. Ek het in elkeen van hulle 'n slaappil ingemix. Ja, maar jy hoef nie te worry nie, jy sal dit gou afslaap. Daar's net een pilletjie in elke frikadel om wakker honde aan die slaap te maak. 50% pa se skuld, 50% is heeltemal pa se skuld. Oh, hulle moet my vasbind. Want soos ek nou voel, sal ek slange vang. Dis daai damn brakke se skuld. Daai brakke en my skuld. Ek voel nou so disgusted, ek kry myself eintlik jammer. Is lekker sterk. Drink maar sal beter voel. Dankie my kind. Julle sal maar iets moet gaan koop om te eet vir vanaand, want met die geslaapery kon ek nie kook nie. Ek is so bekommerd oor Jolanda. Wil maar ek moet weer bel om te kyk of haar antwoord is. Miskien moet ek maar aantrekke gaan kyk, hè? Dis nou nie meer geblok nie. Dit spoel nou weer soos dit moet en die vloer is ook droog. Hoekom oupa die frikadelle in die toilet gegooi het, sal net hy weet. Hy wil net seker maak niemand dink eers aan om dit te eet nie. Is oupa in sy kamer? Nee, hy het gesê hy het maar nog nooit so kwaad gesien nie en hy wil ook nie hier wees as maar wakker word nie. Toe gaan hy maar klap toe. Ag, dit ook nog. Waar is jou pa? As ek hom nodig het, is hy nooit hier nie. Ma! Jollie het so te kere gegaan oor sy boring as die dokter moes haar op tranquilizer sit. Waar is hy? Ek voel so sleg. Ek het gebel, maar daar was nie antwoord nie. Ma het haar dokter toegevat toe sy die televisie met my snoekerstok probeer breek. Ag, die arme kind. Sy en Hendrik is nou by haar maale. Antie Bokkie is ook daar. Wat my by werk gebel toe jaag ek sin toe. Antie Bokkie sê Jollie is op die rand van 'n nervous breakdown. Nonsens, Niels. Dis maar net 'n misverstand wat nou heeltemal uit verband uitgeruk word. Deur Jolanda se amazing verbeelding en oupa se gedoopte frikadelle. Het jy 'n brief vir 'n tydskrif geskryf? Onder die skuilnaam ongelukkig van Ok nie. Wat ek skryf ons nie. Maar weet mos ek skryf nie. Ek skryf nie eens Kerskaartjies nie. Ek het maar mos gesê ek glo nie eers ou moet lees tydskrifte nie. Ek lees. Ek hou net meer van die prentjies. Het Jolanda jou gesê waaroor dit alles gaan? Nee ma, dis juist hoekom ek hier is. Jollie sê net die hele tyd, "Ek weet wat jy gedoen." En haar ma sê, "Gaan vra daai ma van jou." Nee. En Antie Bokkie gee net sulke skinnerige kyke en mompel iets oor 'n kliniek in Klerksdorp vir vrouens wat skelm dop. Ou goed, jou skoonfamilie soek moeilikheid. Nee, haar's klaar moeilikheid. Ou moet gaan sit. Laat ma jou nou vertel wat gebeur het. OK, shoot. Hallo Dok. Sorry ek is laat. Jy
kop seer. Waar is jy as 'n mens jou die dag nodig het? Ek het gesê ek stuur daai laaitjie kos huis toe. Wimpie het niks daarmee te doen. Nou, hoeveel keer het ek nou al vir jou gesê, daai boyfriend van Hes is gladste vryerig na my sin. Hendrik, hoekom moet jy altyd die slegste van jou kinders dink? Jarr, is 'n ondervinding. Dink altyd die slegste en dan is dit nie so sleg as wie jy gedink het. Jou pa het my vandag baie ontstel. Oh. En ek het Jolanda vreeslik ontstel. Met ander woorde wat jy vir my probeer sê is vanaand eet ons takeaways. Sit ek uitgemergel van alles wat vandag met my gebeur het. En soos 'n gek dink ek, my man sal miskien my 'n bietjie ondersteun. Sy arm om my sit. My 'n bietjie gerus stel. En alwaar jy kan dink is jou maag. Sorry Dol, ek het dit nie so bedoel nie. Net ek weet as jy ontsteld is kos die laaste ding waaraan jy dink en ek is anders. Kos op die brein. Ek kan dit nie help ek is so groot gemaak. Nee. Ja, van kleins af. Hendrik, wie jy? Jy het die vermoë om 'n gewone hoofpyn soos blits in 'n migraine te laat verander. Ai, sorry Dol. Is net ek weet nie hoe moet jy dit hanteer as jy so ontsteld is nie. Gelukkig leer jy gou. Wat sê jy het my pa en Jolly gedoen? Nee, moenie ophou nie. Ja. 'n bietjie nader aan my nek. Ja. Ja, daar. Ek sê jou later vertel. Hendrik, wie jy het sulke sterk hande. Nee. Hoe voel jou kop seer? Hy's aan die verdwyn. Snaaks. Ek is ook nog glad nie meer so honger nie. Hi oupa, ons oupa by die klub. Ja, maar net vir so 'n klein rukkie. Oupa se hoender is in die louoond. Waar is julle ma en pa? Hulle het gesê ons kan maar 'n video gaan uitneem en takeaways koop. En toe ons terugkom het hulle al gaan slaap. Ek het jou ma vreeslik ontstel. My pa het nie eers geëet nie. Hy het net vir hom en maar sherry ingegooi, gaan skeer in toe gaan inkry. Het hulle iets van my gesê? Nee, hulle was nogal besonder stil. Is jy seker? Julle ma het nie dalk iets gesê soos Hendrik, hy gaan terug na jou suster toe nie. Ja, oupa. En julle pa het nie dalk gesê van nou af aan betaal hy vir sy losies nie. Ja, oupa. Oupa is verniet bekommerd. Ek het nogal gedink aan frikadelle was 'n goeie idee. Ag nee man, dit was 'n stupid idee. Sê nou maar net een van julle twee het ingeklim en alles opgeëet. Die mens kan verslaaf raak aan slaap hulle. Ja, ek kon 'n frikadel junkie geword het. Nou is jy laf. Ek gaan liewers inkry. Oupa kan hy hokkiestok van my vat as die honde dalk nie vanaand lastig is. Dankie, maar is nie nodig nie. Ek is vanaand reg vir hulle. Het oupa 'n gun gekoop? Nee man. Gielbason het dit vir my daar by die klub gegee. Earplugs. Met die goed in jou ore, sal jy nie eens hoor as 'n Boeing langs jou backfire. Ek moet vir my sukkens kry as die wiskunde onie my weer in die kantoor wil spreek. Wat vir oupa se kos sal ek dit kry? Nou eet oupa sommer by ons. Oupa sal van die video hou. Dis age restricted. Dankie. Maar ek het gedink jou ma sal nie lus voel om vanaand vir my te kook nie. En toe het ek maar 'n paai daar by die klub geëet. Maar goed oupa raai, earplugs gekry. Dis die pies daar nie, dis tydbomme. Ja, ek weet. Ek gaan maar 'n glas lewersou drink. Ek het al klaar sooi brand. Ek voel nou so spyt soos 'n barber wat 'n sparkplug ingesluk het. En nou pa? Môre, Maggie. Waarheen is pa so vroeg op pad? Jy vang my eintlik sleg. Ek wou eintlik al weg gewees het voor julle op is. Ek het maar my eie houtjie in my tas gepak voordat julle my uitsit op straat. Pa, maar ons sal mos nooit so iets doen nie. As ek jy was sou. Wil pa nie meer hier bly nie of wat? Nee, ek wil. Maar ek lê nou al lank genoeg op julle nekke. Ek voel in die pad. Nou vat ek maar die pad. Om waar te gaan bly? Hotel? Of Lucie se huis? Sou wel iewers 'n plekkie kry. Ek dink pa wil die pad vat omdat pa skuldig voel. Miskien.
Maar ek dink julle is al lelik keelvol vir my. Ek is soos 'n magneet vir moeilikheid. Dis waar. Maar ag pa, die moeilikheid wat pa ons gee sal ons mis as dit nie meer daar is nie. Bedoel jy dit of sê jy dit nou maar net omdat ek al so te sê weg is? Hoe ken pa my? Jawel. Hendrik is eintlik die een vir wie mens oë agter in jou kop moet hê. Jy weet, ek kon nog nooit juist verstaan wat jy in hom sien nie. Hy het 'n paar goeie eienskappe. Hy's nie so sleg nie. Ja, maar wat looks betref is hy glad nie 'n oil painting. Ek weet nie, hy het 'n paar sterk hande. Ook maar goed, jy kyk nie na sy gesig nie. Ek dink pa wil nie regtig die pad vat nie. Gaan pak uit pa se tas en dan maak ek vir pa 'n lekker ontbyt. Okay. Maggie. Sorry. Gaan pak uit. Jy's in 'n besondere goeie by vanmôre. Lekker geslaap. Ja, gaan pak uit. Ja, ek weet er, while the going is good. Of wou nie vandag golf speel nie? En nee, hier is so 'n paar dingetjies in en om die huis wat ek eers verreg maak. Dan beteken dit seker dat ek nie vanmiddag saam met Koert kan gaan swem nie. Het ek gesê jy mag? Nee, hè? Jy aanvaar nou sommer ek gaan nee sê nog voor jy my gevra het. En nou kom jy hier so om 'n draai van die storie van die arme kind wat niks mag doen nie. Nee, pa. Man, ek ken ook al die stories. Ek was ook 'n laitie. As jy vir my iets wil vra, vra dit reg. Kan ek vanmiddag saam met Koert gaan swem, pa? Ja. Net ja. Wat moet ek nou nog sê? Nee, niks. Dis net gewoonlik is daar voorwaardes. Soos wat? Soos ja, maar jy's voor 5 terug of ja, as jy jouself gedra. Ja, toe nou moet nou nie oordryf nie. Dis seker maar net die gewoonte wat alle ouers aanleer om hulle self te beskerm teen die hoë koste van hofsaake. Wat maak asof jy nooit jou kind kan vertrou nie? Nee, 'n mens kan seker. Hier is jy. Maggie sê my ou moet hulle kom later vanmiddag oor. Wil jy nie lus om te braai nie? Ja, dis kan. Hoe voel pa? Beter dan. Maggie hou nie iets teen 'n mens so sekere ander mense nie. Ek bedoel oor die braai. Jy dink ook altyd net aan jou maag. Maak soos jy lus voel, is jou huis. Al wat ek wil weet is pa ook lus vir braaivleis. Maar nou vra dan net reguit. Moenie altyd met so draai kom dat dit later as dit begin reën en die vleis is nat en almal voel mislik, dat dit dan lyk asof die gebraaiery my braaididee was. Het die hondepa weer laasnag wakker gehou? Nee. Ek het earplugs gehad. En jy weet daar raak dit so stil. Jy kan niks hoor nie. Ek was naderhand bekommerd geweest want ek voel my hele lyf ruk, maar ek hoor niks. En toe onthou ek het een van die klub se pies geëet. Is dit wat dit was? Ek het gedog die honde het aan die baklei geraak. Hey, gaan swem. Daar's dit. Voordeur was oop, toe kom ons maar in. Wanneer die klokkie lui nie. Koliek, ons het weer een van daai nagte gehad. Hallo mense. Kom ons sit in my kamer. Bring die sakkies. Brand die hele nag op in die laaitjie. Koliek. 3 minute in die kar en hy's weg. Shame nou slaap soos 'n baby. Slaap soos 'n klip. Mense wat sê hy slaap soos 'n baby, het obviously nog nooit 'n baby gehad. Ag, ou, dit wat Maar weet, ek het altyd gedink as ek enige laaitjie kry, sal ek af van like as hy 'n Formula 1 drywer word. Nee. Maar klein Hendrikie stel nie belang nie, karre verveel hom. Ek kan maar double clutch en wiele spin voor ek in 4 is as hy aan die slaap. Ag man, alle babas slaap in karre. O. Jolly sê sy het iewers te gelees, is net die kinders van intelligente ouers wat koliek kry. Jolly nie alles glo wat sy lees het. Voel soos 'n wurm, pa. Maar ek het klaar verneeld om verskoning gevra nie, Poes. We kissed and made up. Maar ek sit nog vir ma verskoning. Ek het nie geweet van daai gedrukte frikadelle nie. Ag, is niks, Jolly. Kom ons vergeet daarvan.
Mens kan so stupid wees, maar my emosies het net op hol gegaan toe Auntie Bokkie vir my daai brief in die tydskrif wys. As jy selfe Auntie Bokkie wat haar man op julle trou met die terp geklap het. Ja, sy is nogal 'n lewendige mens. Maar in elk geval, sy wys my die brief in die tydskrif en sy sê ietsie van daai mannetjie van jou lyk my deesdae baie ongelukkig. Toe tel jy 1 en 1 bymekaar en kry 11. Ja, dis stupid nee, maar Poeks het my vergewe nee, Poeks sê dit toe. Poeksie, Woeksie se worsie babs nog feeslik lief vir hom. Ek dink ek gaan maar kyk wat maak my pa en Wimpie met die braaivleis. Dit moet julle sien. Ek kry dit toe ons die vuur maak. Die ou se vrou gaan hom weg. Luister 'n bietjie hier. Ongelukkig van Ok nie skryf.